Hoeveel keer in jou lewe het jy al te staan gekom voor 'n situasie wat vir jou onmoontlik gelyk het? Diep binne ons weet ons net God kan help. Net hy kan iets hieraan doen. Gister het ons gehoor die eerste noodsaaklike sleutel in so 'n situasie, maar eintlik met al ons behoeftes, die eerste sleutel is, jy moet vra. Die tweede sleutel is, jy moet jou oë van die storm afhou. Ek is nou weer in Matteus 14, daar by die 12 bang disippels in die boot op die stormagtige see. Ergens tussen 3 uur en 6 uur die nag, kom Jesus op die see aangeloop. Petrus waag dit om vir Jesus te vra, hy wil ook op die water loop. Nou, as ek in die boot was, sou ek heel waarskynlik gesê het iets soos, Jesus, ek wil op die water loop, maar kan U asseblief net eers die storm stop? Kan U hierdie omstandighede beter maak? Maar weet jy wat? God gaan nie die omstandighede verander nie. Hy gaan nie die mense rondom jou noodwendig verander nie. Hy gaan nie oornag die ekonomie of die politiek of jou werksomstandighede verander nie. Maar God sê vir jou, hoekom laat jy nie die gemors, die probleem in my hande nie? Laat dit aan my oor. Die storms in ons lewens is geen rede om nie God vir die onmoontlike te vra nie. Ons dink gewoonlik, ja, die Here sal dalk die onmoontlike vir hom of vir haar doen, maar vir my, ek is nie so seker nie. En ons is skoon verlam deur ons omstandighede. Maar hier tussen Jesus en Petrus leer ons, kry jou oë van die storm af. Jy sien wat het met Petrus gebeur, toe hy sy oë van Jesus afhaal. Onthou, die storm beheer nie die krag van God nie. God se krag beheer die storm. Ander kere dink ons dalk weer, dit is seker nie die regte tyd om die onmoontlike te probeer doen nie. Maar tyd en omstandighede beheer nie die krag van ons God nie. In Hebreërs 11 word 'n lang lys van geloofshelde genoem met uiters moeilike omstandighede en baie slegte tydsberekening. En nie een van hulle het 'n vangnet gehad nie. Die probleem is, jy en ek sukkel nogal om konstant op Jesus te fokus, nie waar nie? 'n Paar weke gelede het ons in Hebreërs 12 vers 1 en 2 gelees. Kom ek lees dit vir jou eers in die Engelse Bybel. Let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Of soos ons dit al goed ken, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Maar ek hou van die Engels wat sê, fixing our eyes on Jesus. Jy moet skerp fokus op Jesus. Nie op die storm nie, nie op jou omstandighede nie, op Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, help my asseblief ook om op U te fokus, skerp op U te fokus. Help my om my oë maar af te haal van my omstandighede of van dinge of mense rondom my. Ek wil op U en op U alleen fokus, skerp fokus. Dankie dat U altyd daar is vir my. Amen.